as jy jou werk moet verduidelik vir iemand en ek moet raai wat jy doen, maar jy mag nie sê wat jy doen nie, hoe sal jy dit verduidelik? Okay, as ek dit so moet beskryf, ek is iemand wat mense leer loop. Ek massage nie mense nie. Ek dink dit is 'n miskonsepsie wat mense baie keer het van my werk. Ek bring mense terug tot waar hulle weer kan gaan na hulle werk toe en dat hulle weer kan teruggaan met of hulle nou fiets gery het of hulle perd gery het of wat ook al. So sonder om die term te sê is dit wat ek doen. Funksie. Okay, herstel funksie. Okay, ek moet nou raai. Is jy 'n biogeneticus? Nee, ek is 'n nie. Physio? Ja, ek is 'n physio. Wat gespesialiseer het, soos in jou veld, of dit is wel van jou? Okay. Ja, so ek doen 'n neurorehabilitasie, so ek werk met mense wat breinbeserings het, beroertes gehad het, kankers het, spinal cord injuries, mense wat verlam is en nou moet weer hulle funksie terugkry. So, ja, dit is wat ek doen. Awesome. En Melisa, as jy jou werk moet verduidelik sonder om te sê jou titel of okupasie. So, my dag tot dag verskil redelik baie. Daar is sommige kere wat ek kan optree in 'n teater. Ek kan daagliks luister na wat mense vir my sê en hulle vertel vir my. Hulle vertel vir my 'n bietjie van hulle lewe, maar hulle vertel vir my ook wat dag tot dag aangaan. En deur dit moet ek al probleme oplos. Ek voel so 'n bietjie soos 'n polisie-inspekteur soms. Ek moet al die clues bymekaar kry en dan moet ek nou hierdie prentjies maak en dan moet ek vir hulle oplossings vir hulle probleme gee. Die oplossings kan ook in verskillende maniere kom. So ja, kan jy raai? As ek nou moet raai, dan sal ek moet sê jy's aktrise op Binnelanders. Very close. Wat doen jy, Melisa? So ek is 'n algemene praktisyn of 'n GP, maar dan assisteer ek bietjie in teater. So dis my teater wat ek optree in. Maar ek het vir lang tyd ook in ongevalle gewerk. Karen, jy kan vir ons sê, vat ons terug na jou eerste jaar en hoe dit gelyk en wanneer het jy besef hierdie julle terapiekamers, nee, of dit wat mense noem dit ook, hierdie terapiekamer is nie net meer vir my 'n plek waar ek werk nie, maar is 'n plek waarheen ek gestuur is. So ek het 2024 klaar geswat en ek het laas jaar my community service jaar gedoen by Tshwane Rehabilitasie Hospitaal, 'n government hospitaal. Ek sal sê terwyl ek geswat het ek geweet ek hou baie van neuro en ek hou van om koneksie met mense te bou en dit is die hele punt van om in neuro te werk. Is die mense bly verskriklik lank in hospitaal en jy word hulle sielkundige, hulle alles, want hulle share so baie met jou. Maar dit is vir my wat lekker is. En ek dink toe ek laas jaar in die hospitaal gestap het ek 'n idee gehad wat dit is, maar ek het geweet dit is wat ek wil doen, of dit is wat ek gedink het, maar ek nog nie gevoel dis wat die Here my noodwendig verroep nie. Tot ek ook deur moeilike tye in my lewe gegaan het laas jaar en in daai moeilike tye net gesien het hoe mense regtig daar is om mekaar te help, al sit ander mense met die ergste pyn ook. En dit is waar ek gevoel het hoe die Here begin vir my 'n gift gee het in healing en om mense soos dit te help. So ja, die short and sweet is dit. En by jou, Melisa? Ek dink vir my, so ons doen ComServe eers na ons 2 jaar internskap. En in internskap begin jy iewes skielik dood beleef. Jy begin soos half die seer van medies meer beleef as net om te genees en mooi te sien. En ek kan onthou, daar was 'n oomblik gewees waar ek 'n kind verloor het. En ek het iemand gaan sien en toe sê sy vir my, maar jy het die voorreg om daai lig te kan wees vir iemand in hulle donkerste oomblikke. En toe besef ek, maar dit is nie meer net 'n beroep nie, dit is nie meer my daaglikse soos luister na probleme en skryf 'n voorskrif nie. Ek kan iemand se lig wees in hulle donkerste oomblikke. Ek kan
die eerste woorde spreek oor 'n kind wanneer 'n baba gebore is. Ek kan 'n mamma se hand vashou wanneer haar kind siek is en jy moet 'n druppie insit. Jy kan daar wees selfs in die COVID-sale waar families nie by die families, of soos families kon nie by die pasiënte gewees het nie. Jy was moontlik daar die dag hulle geselskap gewees, om daai videocall te kon fasiliteer, wat die mense net letterlik met hulle familie kon gesels het, en te besef ek net, ja, werk is nie net altyd werk nie, die Here kan ons gebruik as instrumente deur ons werk. Oh, dit is so mooi wat julle gesê het, en julle het dit altyd dit in julle besef, ek voel amper soos in 'n studentejaar al besef, so dis 'n voorreg om so vroeg dit te besef, maar die mediese veld en die mediese werk kan jy so vinnig opvreed, die admin, pasiënte wat jy verloor, soos jy nou net genoem het, Melise, mediese fondse en leers en kollegas, ons maar altyd goed wat jy net kan insluk. Maar wanneer werk meer soos 'n straf gevoel het as 'n roeping, wat het jou herinner dat jy nie net op 'n plek is nie, maar dat jy aangestel is deur God, dat hy jou werkgewer is? Ek dink vir my, dit is 'n baie belangrike vraagie wat jy gevra het, en ek dink daar is baie mense in die mediese bedryf wat sukkel met so iets, maar ek dink waar die verskil inkom is dat jy nie net dink aan al die suksesverhale, soos die pasiënte wat ontslaan word, die mense wat gesond word, en of na die nommers wat jy nou mee help nie, maar om te onthou dat die Here het jou toevertrou met hierdie, en dit is waar dit vir my 'n humbling experience is, om dit altyd te onthou. Die Here gebruik elkeen van ons op 'n sekere manier, en dit kan partykeer wees dat, soos jy sê, daar's moeilike familiegesprekke, daar is baie verslae wat getik moet word, daar is, jy moet vir mense sê, jy gaan nooit weer kan loop nie, jy gaan nooit weer hierdie kan doen nie, en jy moet vir hulle kan sê, hierdie is wat mediese feite sê, maar ons glo in 'n groot God, so jy moet nog steeds aan 'n glo. Maar om net te onthou, soos die Here, dat jy moet gehoorsaam wees, en jy moet getrou wees, en jy moet die liefde wys vir mense, en soos jy ook nou gesê het, jy is dalk die enigste lig wat daai mens gaan sien in die donkerste tyd van hulle lewe. Partykeer is dit om teenwoordig by iemand te wees, dit kan meer genesend wees as wat jou actual behandeling kan wees, en ek dink vir my is dit 'n constant reminder elke dag wat ek moet opstaan en vir myself sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die mense wat ek help, en ja, om getrou te wees. Ja. Ek dink ek wil 'n versie eintlik lees. Mag ek hom in Engels lees? Dit is so mooi in Engels. Pragtige puristiese Afrikaans hier so vandag. So in Matteus 16 vers 24 sê dit, Jesus het toe vir sy disippels gesê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee, julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle julle ware lewe vind. Vir my was daai nogal soos 'n oog oopmaak oomblik gewees. Daai skrif, oomblik. Om net te besef, ek moet elke oggend my kruis neerlê. Sommige dae wil jy nie gaan werk nie. Sommige dae voel ek regtig nie lus nie. Soos ek het ook my eie persoonlike lewe en my persoonlike goed, maar om daai oomblik te wees van Here, ek het nie meer krag nie. Soos vat dit. Vat my swakheid en ek wil leef in u krag. En ek dink daar's nog een vers of eintlik hoofstuk in Efesiërs 5 wat sê soos walk in love and walk as children of light. En vir my om elke dag probeer ek net daai oomblik te beleef, om net te sê soos ek het die voorreg om vir iemand Jesus se liefde te kan wys. Ek het vandag die oomblik of die voorreg om 'n instrument te kan wees, om 'n lig te kan wees. Want ek dink elke persoon wil eintlik net geliefd voel. Elke persoon wil eintlik net voel, jy sien my raak, jy sien my behoeftes raak. En ek dink ons altyd het daai voorreg, ons sien mense op hulle mees
brooste oomblikke, maar ook op soos ander amazing oomblikke, maar dat ons net regtig Jesus se liefde en lig kan uitskyn. Ons laaste vraag toe. So as iemand na julle pasiëntlys sou kyk, so oor jou skouer kyk, sien hulle miskien net name en diagnoses. Maar as jy en jou in die terapiekamer en Melise jy in die spreekkamers sien, as julle sien dit as 'n bedieningsveld, nie 'n kerk nie, maar 'n plek waar jy elke dag 4 of 5 mense bedien, partykeer baie meer. Wie is die pasiënt wat jy nooit sal vergeet nie, waar jy meer as net 'n fisio was of 'n dokter was? Wie was daai een pasiënt? Okay, ek het al baie pasiënte ook gehad, maar daar is obviously enetjie wat vir my baie uitstaan en sy het regtig gegaan van 'n pasiënt na 'n sister in Christ toe wat regtig vir my baie spesiaal is. Sy het tumors op haar spinal cord gekry, was 'n baie fikse mens gewees en toe is sy nou paralyzed, sy kon nie meer loop nie en ek het haar laas jaar in rehab gesien. En haar storie is vir my so inspirerend hoe sy gegaan het van die donkerste tye het sy nog steeds vir die Here geprys en sy het mense om haar so in die woord gekry en ek het op daai selfde tyd ook deur 'n moeilike tyd gegaan in my persoonlike lewe, so dit is moeilik geweest om dit te juggle die tweeetjies en hoe die Here net daai connection kom maak het en kom sê het soos almal gaan deur tawwe tye, maar hy is daar in die presence en hoe ons albei op so verskillende maniere met goedjies gesukkel het, maar die Here het ons daar kom ontmoet in ons plek en hy het ons daar gesien en hy kon sy liefde deur my na haar toe gee en sy liefde deur haar na mense om haar gee en dit was vir my die mooiste storie om dit te sien en dis regtig waar ek net besef het soos wow, die Here is oralste, maak nie saak of jy in jou happyste tyd is waar jy leer loop of waar jy in jou donkerste tyd is waar jy nie weer gaan loop nie en ja, dit is my baie spesiaal. Ek het baie ander stories van miracles wat ek al gesien het ook, maar daai enetjie staan altyd vir my uit net hoe die Here daar was. Want dis 'n oomblik van genesing is siel, liggaam en gees. Soms sien mense in die fisiese in iemand se liggaam, maar as daar 'n genesing is in iemand se gees en hoe hulle dit vir jou bring en jy dit na ander mense bring, dit is so mooi ook om dit te sien. En dat mense werk is het soveel fasette. Dit is nie net een ding nie. Melise, jou pasiënt wat jy sal onthou as jy een moet kies? Ek dink ek saam met jou, daar's baie. Daar's een dame en dit was vir my so mooi om half die community van die kerk te kan sien en hoe mense kan saam staan om te bid. So sy het my die maandag gesien en baie opgewonde, sy dink sy swanger. Ons doen 'n sonar en ek sê vir cool, ja, mens kan sien jy swanger en sy het so bietjie half begin bloei deur die week, gesels met haar, ons het bloede gedoen en ek gesels met die gynae en die gynae stel toe voor sy gaan dan sommer by haar opvolg. Gaan gynae toe, gynae doen 'n sonar en sê vir dit lyk asof sy besig is om 'n miskraam te kry. En sy stuur die nuus aan en sy sê maar sy's nie mismoedig nie. Sy gaan soos hulle gaan bid. Hulle glo en vertrou soos dis nou die tyd om swanger te raak en hulle gaan regtig soos ons gaan nou bid. En dis so spesiaal eintlik om te weet dat die Here ook sulke pasiënte oor my pad sit waar ek dan ek wil sê in my secret room kan bid vir hulle en saam met haar gebid het en hulle hele community het saam gebid en haar kerk community en die maandag gaan sy weer gynae toe om nou weer 'n sonar te doen, heel moontlik om te bevestig, okay, dis nou die miskraam is nou verby, dit het nou plaasgevind en sy stuur vir my later die dag die sonars aan van soos my sonar wat ek vir haar gedoen het, die sonar die Vrydag toe die gynae vir haar sê sy is nou besig om 'n miskraam te kry en die maandag is daar normale fetus op die sonar. En ek dink my mediese brein was net soos, maar Here, hoe? But how? Hoe het dit gebeur? En dit was vir my so mooi om net eerstens 'n wonderwerk te gesien het. En net ook die krag van gebed en community wat net saamkom en net gesê het soos, julle ons is daar, ons is daar, ons bid saam.
Ja, maar ek dink ek wil sommer net sê soos ja, ons is in die mediese professie, maar ek dink ek en jy is soms 'n mamma vir klein kindertjies of toe jy nog dalk sê maar meer kinderfies jou gedoen het. Ons vervul die rol van 'n mamma, ons vervul die rol van 'n sielkundige, soms jy vervul die rol van 'n vriendin. Hoeveel keer sit mense soms net langs pasiënte op beddens en huil net saam eintlik. Of jy deel resepte uit. En toe besef ek ook net, soos dit is nie net altyd 'n werk nie, dis regtig soms net daai verhouding en wat die Here ons net kan gebruik. Dit laat my so aan Jesus dink toe jy dit nou so beskryf het, want Jesus het saam met Lazarus se sissies gehuil en toe was hy die miracle worker wat hom toe uit die dood uit laat opstaan het. Maar ek kan nie dink hoe hulle dan later saam kos gemaak het en geëet het ook en hoe hy saam met sy disippels eet en ons. En dit is so mooi van hoe julle dit elkeen uitleef, alhoewel al twee stories verskillende uitkomste het miskien, soos ons het nie in jou pasiënt nou daai wonderwerk vir haar nou gesien nie, maar sy was 'n wonderwerk in ander mense se lewe en haar lig het geskyn in jou lewe. Jy het weer die wonderwerk gesien, maar die krag van gemeenskap daarin. So dit bring dit net vir my so baie mooi bymekaar, dat ons is nie net 'n werk nie, en ons is nie net by die kerk nie. Dit word een bedieningsveld. En ek eer julle albei net vir dit wat julle doen daar buite. Ons sien julle raak, die mediese personeel is baie keer moet slegte nuus uitdeel of so iets. So, dankie dat julle die lig is daar waar julle gaan. Ons waardeer julle, dat julle dan Sondag se geloof na Maandag se werk werklik uitleef vir ons almal.